Goeiemiddag van 'n Springbok ondersteuner, wêreldkampioen 4 keer. Ja, in elk geval, ek wil vandag verder met die gesels oor die eindtye en hopelik 'n bietjie meer duidelikheid bring, alhoewel ek moet sê, dis nie 'n maklike een nie, want dit is 'n onderwerp wat ons so ooplaat vir allerlei interpretasies, veral in hierdie geweldige tyd waarin ons lewe, en ek ontken nie dat ons in 'n geweldige tyd lewe nie. Ek wil graag praat oor die dier, of die diere. Ek gaan 2 diere probeer aanspreek. Die diere uit die see, Openbaring 13, en die dier van die land, ook Openbaring 13. Nou, ek wil dadelik bysê dat dit lyk vir my, en vir baie Bybel vertolkers, interpreteerders, Bible scholars, Bybelse akademici, dat daar reeds in die Ou Testament hierdie 2 figure is, hierdie 2 entiteite, die sogenaamde Leviathan, of Leviathan, ek dink dit sal dalk die Afrikaans wees, en Behemoth, so Leviathan, die monster van die dieptes, van die see, en Behemoth, die dier op die aarde, wat miskien meer is as net 2 dinosaurs, maar miskien was hulle dinosaurs ook, wat metaforiese, simboliese betekenis kry, soos die 2 bome in die tuin van Eden. So wat was hierdie diere? En ek wil dadelik sê, ek dink nie dat daar is 'n spesifieke net 1 dier gewees, of 1 persoon wat dan die dier is, of 1 entiteit wat die dier is, van die land en die see nie, maar miskien van die land, maar van die see, definitief, oor die jare en oor die eeue, meer as 1 wat voldoen het aan die definisies. Kom ons begin lees in Openbaring hoofstuk 13, waar ons die storie kry. Ek gaan so 'n paar versies lees, ek wil nie te veel lees nie, want dan gaan die tyd weer te vinnig hardloop. En ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone, en op sy koppe 'n naam van godslastering. En die dier wat ek gesien het was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die van 'n bek van 'n leeu, en die draak het om sy krag gegee, en sy troon en sy mag. Die draak wat ons weet, symboliseer Satan, die groot verleier, die groot teenstander van God. En ek het een van sy koppe gesien, net of het dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonder agter die dier aangegaan. En hulle die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? En 'n mond is aan hom gegee. Let op die woorde, die mond is aan hom gegee, gesag is aan hom gegee, ensovoorts. Wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit 42 maande lang te doen. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. Ensovoorts, ensovoorts. Dan in vers 11, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. Voorkoms van 'n lam, maar praat soos 'n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid waarvan die dodelike wond genees is. Hierdie woord aarde in die Grieks, zien of so iets, Geen kan ook vertaal word as grondgebied, aarde, land. Daar's 'n rede hoekom ek dit noem. Hy doen ook groot tekens, vers 13, sodat hy selfs vuur in die hemel laat neerdal. En hy verlei, vers 14, die bewoners van die aarde, deur die tekens wat aan gegee is, ensovoorts. En dit is aan hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat. So, jy kan sien, hier is materiaal vir teorieë en legendes en allerlei fabels,
Weer eens ons onthou, Openbaring is 'n simboliese apokaliptiese boek. Dis vol metafore, dis vol simboliek, en baie dinge word geoordryf om 'n sekere storie, 'n sekere narrative, 'n storie deur te gee. Nou, die dier wat uit die see uitkom, kom ons gaan net eers daarna toe. Dit kan 'n persoon wees, of dit kan 'n stelsel wees. Ek glo dis 'n stelsel, 'n politiek, sosiale, godsdienstige stelsel. Die see word na die sondeval spesifiek 'n simbool van die nasies. Nasies in chaos, nasies in hulle onrustigheid, nasies in wanorde. En ons sien dit in Jesaja 17, as ons vinnig 'n paar versies daar kan uithaal. Jesaja hoofstuk 17. As ook Jesaja 57 vers 20, ek is nou naby hom, so kom ons lees hom gou eerste. Maar die goddelose is soos 'n onstuimige see, want dit kan nie tot rus kom nie, en sy waters gooi slyk en modder op. Geen vrede nie, sê God, vir die goddelose. En dan Jesaja 17 vers 12 en 13 lees ons die volgende. Wee die gebruis van baie volke, soos die gebruis van die see, so bruis hulle, en die gedruis van nasies, soos die gedruis van geweldige waters, so maak hulle gedruis. Nasies maak gedruis soos die gedruis van baie waters. Maar God dreig hulle en dan raak hulle stil. Nou kan jy dink, toe die disciples op die bootjie was, en ek dink is in Psalm 84 of 74 rond, ek moes dit nou eintlik opgesoek het, want dit is 'n baie interessante een, sê dit daar, beskryf het ook hierdie onrustigheid en hoe die see, en hy noem spesifiek Leviathan, of Leviathan, hierdie see draak, hierdie see dier, en dan sê hy, maar daar gaan een kom wat net sy hand uitstrek en hom bind. Kan jy dink wat die disciples gedink het toe die storm op die see van Galilea, toe daar skielik, en die see van Galilea was bekend vir hierdie bedrieglike storms wat sommer net uit die niet uit verskyn het. En Jesus staan op, hy steek sy hand uit en hy sê, wees stil! En onmiddellik het die wind en die storm bedaar. Maar, meer daaroor, miskien op 'n ander dag. Ons sien dat hierdie dier uit die see uit, het 10 horings en 7 koppe. Nou ons weet dat die Romeinse Ryk 10 gouverneurs gehad, wat oor verskillende provinsies van die Romeinse Ryk geheers het, en daar was ook 7 opeenvolgende keisers, waarvan Nero een was. En hierdie koppe het godslasterlike name, want elke keiser was Augustus of Augustus genoem, wat beteken, hy is aanbiddingswaardig. So hierdie keisers het vir hulle self goddelike aanbidding toegeëis, of toegeëien. Nero het selfs 'n beeld van homself laat oprig. En so ek glo in die historiese konteks, en ek dink as 2 kontekste waarna ons moet kyk. Wanneer ons Openbaring lees in die algemeen, maar ook in hierdie spesifieke geval, is dat daar's 'n historiese konteks waarin ons getrou moet bly in ons skrifuitleg en skrifverklaring. Onthou wat ek in vorige video's gesê het, as jy daarna gekyk het, dat ons moet, wanneer ons 'n skrif lees, of dit 'n brief van Paulus, of Petrus, of Jakobus is, of die boek Openbaring, dan is daar 'n paar goed wat baie belangrik is. Nommer 1 is, wie is die gehoor? Wanneer Jesus in Matteus 24 praat oor die verdrukking wat kom, en die moeilikheid wat vir Jerusalem in die tempel kom, en die tempel waarvan nie een steen op die ander gelaat sal word, dan sê hy spesifiek, bid dat dit nie op 'n Sabbatdag plaasvind nie. Moenie omdraai as jy op 'n dak is nie, en mense moet vlug na die berge toe. Daar was 'n spesifieke gehoor vir wie hierdie woorde pertinente betekenis gehad het. Dit beteken nie veel vir my en jou vandag nie, behalwe om te sê die tydlose beginsel daar gaan wees, as jy moeilikheid sien kom, jy weet, vertrou die Here en neem stappe om jouself te beveilig. Maar
daar was 'n audience. We need to be audience sensitive, gehoor sensitief. Wie was die onmiddellike gehoor? Wanneer Paulus skryf aan die gemeente in Thessalonisense en hy praat oor die verdrukking wat hulle tans beleef, dan het hy nie bedoel ons 2000 jaar later nie. As hy gesê het, daar gaan vir julle vinnig 'n uitkoms kom, want God gaan vinnig deel met die wat julle verdruk, en hy noem spesifiek onder andere die Jode. Dan beteken dit was vir hulle, nie vir ons 2000 jaar later. Wanneer Jesus of Johannes aan die gemeente in Smyrna of in Efese of in Laodicense skryf en sê, julle moet julle bekeer, en ek weet van die Nikolaïte wat julle vervolg, daar was 'n spesifieke gehoor, en dan is Openbaring vol van stellinge, time statements. Dit staan op die punt om te gebeur. Jakobus skryf in sy brief, die Here is voor die deur. Die regter is voor die deur. Dit gaan in 'n kort tydjie gebeur. Openbaring word Johannes ook deur die engele of weer wie ook al aangesê om die openbaring bekend te maak, want dit staan op die punt om te gebeur, dit gaan gou gebeur. Terwyl hy vir Daniel gesê het, en Daniel, nee, hou eers vas, hierdie visie, hierdie openbaring is vir 'n tyd wat ver lê in die toekoms. So ek glo die dier wat uit die see uitkom, wat uit die nasies uitkom, wat ons sien dat die nasies, kom ons kyk ook net gou na Openbaring, hier sê dit in 'n baie duidelik, Openbaring 17, ek dink, waar hy eintlik sê, tot 'n groot mate verklaar, wat in Openbaring 13 aangaan. Maar dan sê hy oor die see die volgende, Openbaring 17 vers 15, sê dit so. En hy sê vir my, die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale. So uit hierdie chaotiese mensdom kom hierdie stelsel, hierdie entiteit, hierdie ryk, die Romeinse ryk. En Daniel het hierdie goed al gesien in Daniel 7. In Daniel 7 lees ons die volgende. En ons moet onthou dat Openbaring, feitlik die hele Openbaring, is op die Ou Testamentiese profete gebaseer. Jy kan nie Openbaring verstaan net deur die koerantopskrifte te lees van vandag nie. Deur na vandag se wêreldgebeure te kyk en dan daaruit nou te wil extrapolate of te wil vertolkings maak rondom hedendaagse gebeure nie. Nee, ons moet nommer 1 sê, wat was die boodskap van Openbaring, vir wie was dit nommer 1 van toepassing, en dan ook, wat is die tydlose beginsels wat ons daaruit kan aflei. As jy nog nie die storie gehoor het, wat ek gesê het van die oupa, die kinders wat gaan kuier by ouma, en oupa is al oorlede, en dan gee sy vir hulle 'n klomp briewe om te lees, wat oupa geskryf het vir haar, en nou sit hulle daar, ouma is besig in die sitkamer om te hikkel, en nou storm een van die kinders in en sê, hey, oupa kom volgende week, en oupa sê, so lief vir ouma, en hy kom volgende week, nee, dis hoe ons baie keer Openbaring lees. Oupa is al oorlede, oupa het daai brief geskryf toe hy 'n jong man was, vir sy geliefde, en hy het van gesê, ek gaan jou volgende week woensdag sien, en ek is opgewonde, want ek is so lief vir jou. So daar's tydlose beginsels wat ons daaruit kan haal en sê, dis hoe 'n mens praat met jou geliefde, dis hoe jy van jou geliefde praat of met haar praat, maar ons kan sekerlik nie, kan die kleinkinders daardie brief vat en sê, oupa is volgende week hier nie, want dis wat ons doen met die koms van Jesus en met die boek van Openbaring basically, en ander boeke. Daniel 7 het Daniel die volgende visie gesien, vers 2 tot 3. Daniel het gespreek en gesê, ek het in die nag in my gesig gesien, en kyk, die 4 winde van die hemel het die groot see, die nasies in beroering gebring. En 4 groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander. Nou as jy gaan dink, hier is die letterlike see en letterlike diere, dan gaan jy nêrens kom nie.
Hierdie is simboliese, metaforiese, hyperbolies. Hyperbolies is eintlik die verwysing na goed wat in die oortreffende trap gestel word, wat totaal soms oordryf word, maar om 'n punt te maak en om 'n boodskap oor te dra. En 4 groot diere is hier, die een verskillend van die ander. Eerste was as 'n leeu. Tweede, het gelyk soos 'n beer. Nou onthou jy wat in Openbaring staan, daar die laaste dier het omtrent al die eienskappe van hierdie diere gehad. So miskien beteken daai die wond wat hy het gedink hy is dood, want hy is 'n dodelike wond toegedoen. Want 3 van hierdie ryke, die Babyloniese ryk, die ryk van die Mede en Perse, en dis wat meeste Bybelvertalers sê, hierdie 4 diere na verwys. Die Griekse ryk, hulle was al verby. En mense het gedink die dier is dood, maar hier kom weer 'n laaste dier wat eintlik verskrikliker is as al die ander, en hy het ook eienskappe van hulle. En aan hom word nou heerskappy gegee. Daarna het ek vers 7. Daarna het ek in die naggesigte gesien en kyk, daar was 'n 4de dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad. Dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap. En dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het 10 horings gehad. Hier is die 10 horings weer. Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 'n ander horingkie tussen hulle op. Nou ek gaan nou nie probeer teoretiseer en sê wat is die ander horingkie nie. Dit kan die Joodse stelsel wees, soos jy nou gaan sien, daar was 'n vennootskap ontstaan tussen die diere die see, die diere die nasies uit die Romeinse Ryk, en wat ek glo die dier van die land was, wat ou Joods, die ou verbond Israel was, die een wat besig was om verby te gaan, die ou verbond wat besig was om verby te gaan, waaraan die Judaiseerde so vasgeklou het, geweier het om hulle Messias te erken. Maar kom ons eindig hierdie visie van Daniël op 'n hoogtepunt. En kyk, hierdie horing, die klein horingkie was 3 van die vorige horings is daarvoor ontwortel, en kyk, in hierdie horing was oë soos mensoë en 'n mond wat groot dinge spreek. En ek het bly kyk totdat trone reggesit is, en 'n oue van daar, die Ancient of Days, halleluja, gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeu, en die hare van sy hoof soos skoon wol. Sy troon was 4 vlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur. 'n Stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. 1000 maal 1000 het hom gedien. O, die kerk is 'n oorwinnende kerk. Die ware kerk is 'n oorwinnende kerk. 1000 maal 1000 gaan is besig om op te dien, het hom gedien in alle eeue en nog meer gaan hom dien. Die kerk is nie nodig om uit te kyk vir enige ander wegraping, enige ander ontsnappingsaksie, want dinge gaan net slegter en slegter en slegter word, en die afval gaan net groter en groter en groter word. Nee, die evangelie gaan oor 'n oorwinning. Jesus het 'n oorwinning behaal. Hy het 'n naam ontvang wat bo elke ander naam is. En in sy naam sal elke knie buig en elke tong sal bely. En ons sit saam met hom op hemelse plek. Jy sien, daar's trone reg gesit. Dis ons sin. Het stroom van vuur. Hoeveel keer sê Jesus in die boek van Openbaring, in die 7 briewe, praat hy met die oorkommers, die oorwinnaars, en hy sê, julle is konings en priesters, die koninkryk is reeds aan julle gegee. Neem daai gesag op. Ons is nie slagoffers nie. Ons is nie victims nie. We're not victims. We are conquerors. We are more than conquerors through Jesus Christ our Lord. 1000 maal 1000 het hom gedien, en 10.000 maal 10.000 het voor hom gestaan. Die geregtigheid gaan sit en die boeke is geopen. In vers 13, ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolke van die hemel het ingekom, soos die seun van 'n mens. Dit kan selfs 'n korporatiewe uitdrukking wees. Dit is Christus, nommer 1, Jesus Christus. Maar Christus is 'n korporatiewe persoon, is 'n korporatiewe entiteit. Dis Jesus die hoof in en deur sy liggaam. Jesus wag nou in die hemel totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete deur die krag van die Heilige Gees, deur die salwing van die Heilige Gees, deur die naam van Jesus is ons veronderstel om te heers op hierdie planeet aarde, want die aarde behoort aan die Here, die volheid daarvan, en elke siel wat daarop woon, Psalm 24:1. En aan hom, en hy het gekom tot by die oue vandaan, hulle het hom nader gebring voor hom, en aan hom is gegee heerskappy.
en eer en koningskap en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Ek kon nie help om daardie te lees nie, ek moes dit maar lees, want dis so wonderlik, dis die hoogtepunt, is dat ja, daar's 'n see van chaos. As jy al ooit langs die see gesit het, en ek dink nie dis die see wat Openbaring sê, prys die Here, wat sal verbygaan nie. Daai see sal bly, maar die see het 'n simbool geword van die woonplek, die dieptes, die onrustigheid en die drek wat die nasies kan oplewer. As jy al ooit gesien het, ek kyk vanoggend, ek sien 'n video, ekskuus dat ek dit nou noem, van Manchester in Engeland. En ek is lief vir Engeland, ek het 21 jaar daar gewoon, ek kan nie help om lief te wees vir nie, al is ek nog steeds 'n Springbok ondersteuner. En natuurlijk, eerstens is Suid-Afrikaner, maar die absolute chaos, die absolute dystopiese gemors in plekke soos Manchester, en ek weet dis oral waar in die wêreld, want daar's nog steeds 'n dier, daar's nog steeds 'n entiteit, daar's nog steeds politieke mag, sosiale struktuur, ewen godsdienstige struktuur wat die massas beheer en wat hulle eie agenda het en wat nog steeds hulle verset teen die heerskappy van Jesus Christus. Maar weet jy hoekom? Omdat ons as kerk ons boodskap verloor het, omdat ons sensasionele, sogenaamde profetiese idees en visies het oor 'n wegraping en oor 'n derde tempel wat in Jerusalem herbou moet word, in rooi kalvers wat geslag moet word, en offerandes wat God woon nie meer in tempels met mense hande gemaak nie, ons is sy tempel. Die konings en die priesters sit nie op die trone en heers nie. Ons het vergeet dat Paulus gesê het, ons is saam met hom opgewek en ons sit saam met hom, en of ons het dit nog nooit gehoor nie, ek weet nie, hoe kan ons dit vergeet as ons het regtig gehoor het? Ons sit saam met hom in hemelse plekke en ons regeer in hierdie lewe, die gawe van geregtigheid. Ons het die mag en die autoriteit om in sy naam te spreek. Het ons nie uitgestuur en gesê, gaan heen en maak disippels van al die nasies nie. Ja, ek weet, dit was vir die eerste klompie apostels, en daar was, hulle daai taak volbring, maar daar is nou nuwe nasies bygekom. Daar is nog steeds massas mense wat Jesus nie ken nie, wat nie weet van die volbragte werk van Jesus nie. Mense wat opgewonde raak oor die verkiesing van 'n nuwe paus, asof hy die wêreld gaan verander. Nee, hoeveel pause was daar al? Ek wil nou nie die paus kritiseer, mag hy hier ons seën en mag hy kom met 'n woord van die ware Christus. So die historiese konteks sê, hierdie dier uit die see is die Romeinse ryk. Maar dan sien ons ook die dier uit die land, van die land af, wat saam met hierdie dier, wat hom probeer ophef, en hom vereer. En ek glo, saam met baie Bybelkommentators, dat dit is die ou judaïstiese ou verbond Israel, wat in Rome 'n bondgenoot gevind het. Nommer 1, om die Messias dood te maak. Want wie het Jesus gekruisig? Nie God nie. God het dit toegelaat. Want God wou sien, God was so in sy wysheid geweet dat in die moord op sy seun gaan hy al die mense insluit. En as die wêreldheersers, die diere uit die see en die dier van die land, maar geweet het dat in die doodmaak van Jesus maak hulle die ganse mensdom dood en staan daar 'n nuwe ras op, 'n nuwe geslag, 'n nuwe nasie, en sal die nuwe verbond ingelei word. Sou hulle hom nooit gekruisig nie, maar hulle het dit nie geweet nie, in hulle dwaasheid. So in die historiese konteks sê ek, is Israel, ou Israel, vleeslike Israel, judaïstiese Israel, wat van hulle tradisies meer gemaak het as God se woord, wat God se woord verwerp het vir hulle Talmud en hulle Mishra, of is dit nou Midrash, een van die twee, vir hulle geskrifte, van die elders, die ouderlinge, die rabbies, die skrifgeleerdes.
En hulle het geweier om hulle Messias te aanvaar. En hulle het die mense gebreinspoel en gemotiveer om in opstand te kom en hulle eie Messias te verwerp. En te sê, laat sy bloed maar op ons neerkom. En dit is uit die geskiedenis duidelik dat Nero, blykbaar is Nero ook getrouwd met 'n Jodin, tot hy haar dood geskop het, terwyl hy verwagtend was. Hy was 'n verskriklike wese. Seksueel heeltemal pervers. En het blykbaar mans, vrouens, alles wat voorkom, was vir hom goed. Maar op die wreedste maniere te hanteer. En seks mee te hê. Maar in elk geval. So, daar is ook die gerug, ek sê nie dit is waar nie, maar daar is ook die gerug dat toe Rome begin brand het, die weet seker van die beroemde of berigte dag toe Rome begin brand het, die hele Rome, het Nero die Christene beskuldig, maar die storie gaan dat dit waarskynlik Nero self is wat hierdie brand op 'n of ander wyse laat begin het, gestig het, en toe kom van sy Joodse raadgewers, en blykbaar was hy omring van Joodse raadgewers, en hulle het vir hom gesê, en ek glo nie hierdie is maar net antisemitiese stories nie, maar ek is bereid om, jy weet, te luister as iemand vir my sê, dit is nie waar nie, maar ek het op goeie gesag verneem dat het wel so is, dat daar wel hierdie storie was, dat sy raadgewers vir hom gesê het, jy moet kyk na die Christene, dis hulle het hierdie brand begin. So, en Paulus maak het duidelik ook op 'n paar plekke, in Thessalonisense onder andere en ander plekke ook, dat die Jode was die vervolgers van die Christene, en die Jode het dikwels die Romeinse heersers beïnvloed. En ons het dit gesien ons nou met Jesus se kruising, ek het myself in hierdie geval. Dit was die Joodse godsdienstige leiers wat eintlik agter, ons weet, Pontius Pilatus, die gouverneur, het gesê, ek vind geen fout met hierdie man nie, ek kan geen getuienis kry dat hy werklik skuldig is nie. Maar hulle het aangedring, en hulle het hom gemanipuleer, en hulle het hom gedreig en vir hom gesê, ons gaan na Rome toe, ons gaan na die hoof kokkedore toe, en ons gaan sê dat jy is nie besig om jou werk te doen, jy laat toe dat hierdie klomp in opstand kom, en dit is 'n gevaar vir die Romeinse ryk. En so het Pilatus maar in sy swakkelingskap oorgegee. So, duidelik, in die historiese konteks, hierdie twee diere, Leviathan en Behemoth, kan gesien word as die Romeinse ryk en as die Joodse ryk, of die judaïstiese politieke stelsel en godsdienstige stelsel. En hulle twee het 'n vennootskap begin om die Christene te verdruk en dood te maak en teen die lam oorlog te voer. Maar op 'n stadium sien ons dat Romeine, die Romeinse ryk draai toe teen die hoer, want dit is hoe Israel ook beskryf word as die hoer, en ek dink om vers 16, en die 10 horings van hoofstuk 17 Openbaring, en die 10 horings wat jy by die dier gesien het, hulle sal die hoer haat, dis nou nadat hulle aanvanklik saamgewerk het, en haar verlate maak, en naak, en haar vlees eet, en haar met vuur verbrand, 70 na Christus, want God het dit in hulle harte gegee om sy bedoeling uit te voer, en een bedoeling uit te voer, en hulle heerskappy aan die dier te gee, totdat die woord van God volbring is. Niks in hierdie wêreld kan gebeur, sonder dat God sy woord volbring nie, sonder dat dit God se bedoeling is, om hulle dwaasheid te gebruik, ten einde sy hoër doel te bereik. En die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde. Nou, sommige vind daai versie moeilik om te vereenselwig met Jerusalem of die Joodse stelsel. Maar onthou, volgens God was Jerusalem die stad van alle stede. En hulle was veronderstel as volk van God om oor al die nasies heerskappy te voer. Maar meer daaroor later. Ek gaan in die volgende boodskap bietjie na die 666 verwys, want dit was ook die landdier, die Joodse stelsel, wat gekoppel word aan hierdie 666 storie. Was dit 'n letterlike 666? Moet ons nou vrees dat die chip is besig om te kom, en hulle het sy deur die vaksines of deur die digitale beheer, alles dinge wat waar is, en alles dinge wat na 'n punt toe kom,
maar ek glo daar's baie meer rondom die 666 op die voorkop en die hand as bloot 'n fisiese chip of 'n fisiese teken op die voorkop. Gelukkig weet ons dat ons dra die 777, die volkome nommer van God op ons voorkoppe. Ons is geïmmuniseer teen die denke van hierdie wêreld. Ons is vernuwe in ons denke, ons het die Christus denke ontvang. Ek hoop dat u sal groei in hierdie Christus denke en dat u so die 666, die menslike denke, die humanistiese denke, die rebellieuse denke, die demonies geïnspireerde denke van 'n wêreldsisteem sal ontsnap en van 'n godsdienstige sisteem. Want die godsdienstige sisteem is eintlik die meer subtiele 666 wat jy kan kry. Ek gaan vir u eers groet en ons gesels op 'n ander geleentheid verder.